Okay, goeiedag julle. Ons nou gister gepraat oor die volhoubaarheid van diere. Hoe gaan jy vir hulle sorg? Hoe gaan jy vir hulle kyk? Ek gaan net so vinnig nog 'n ietsie bysit wat ek nou nie gister oor gepraat het nie. En dit gaan wees oor jou troeteldiere, jou honde. Uh gaan doen bietjie navorsing en dan gaan kyk jy wanneer het hondekos wat jy in die winkels koop, wanneer het dit uitgekom. Net vir interessantheid. Dis al wat ek daaroor gaan sê. Ok, julle, kom ons fokus op plante. Plante is 'n hele ander proses. Ons moet onthou laat hoe ons plantery en hoe dit vandag werk. Vir die mense wat nie weet nie. As jy jou saad gaan aankoop, of dit nou is by Panaar of wie ook al een van die saadmanne is, hoe dit werk is hulle gee vir jou 'n saad, jy vra of jy sê waar jy bly en hulle gee basies vir jou 'n saad of gee vir jou 'n voorstelling van hulle gaan hierdie saad of hulle stel hierdie saad voor vir die area wat jy is en daar is jou planttye ensovoorts. Nou, ons het byvoorbeeld in Suid-Afrika, ek glo die meeste van julle sou dit seker ervaar het met die laaste reën, het ons nogal 'n komandowurm probleem. Nou die komandowurm is 'n ding wat baie sleg is. Hy dra ook ultimately oor na die diere toe, want hulle kry die goed in en dan maak hulle moeilikheid. Maar kom ons fokus nou weer op die plante. So, daar's byvoorbeeld 'n mielie variant wat as die komandowurm aan hierdie mielie eet, dan gaan hy dood. Okay. So dit is nou 'n mielie wat gemanipuleer is om basies die komandowurm te onderdruk. Dan het jy weer ander tipe mielies waar byvoorbeeld bietjie meer droogte bestand is. Jy het mielies wat hierdie doen, daardie doen ensovoorts. Ek dink julle almal ken daarom redelik die konsep. En onthou, ek praat nou maar oor mielies, maar dit is basies in alle sade wat jy kry. Nou, hier's nou een probleem, en ek het nou al self die eksperiment gedoen. Ek weet nie hoeveel mense besef dit nie, maar dit is nou maar ook die realiteit. Nou jy kan byvoorbeeld as jy nou vir jou 'n klomp pampoene geplant het, dan vat jy nou hierdie pampoene en jy oes hulle en alles en kom ons sê jy het besluit jy wil dalk van hierdie saad oorhou en jy wil volgende jaar weer daarvan plant en jy doen jy weet jy droog jou sade, jy plant hulle die volgende jaar en daar's waarskynlik plantjies wat opkom ensovoorts. So, hier's net gou 'n paar realiteite wat ek net vir die mense wil laat verstaan. So, die eerste ding is, meeste van jou plante of groente, enige saad wat jy koop in verskillende saadpakkies ensovoorts. As jy hom plant, word die plant dra vrugte, maar sy tweede plantery, so met ander woorde, as jy nou die saad gedroog het en jy plant hom weer, daar's een van twee goed wat gebeur. Of daai plant is steriel, so met ander woorde, die plantjie kom baie mooi op, maar hy maak nooit 'n blommetjie of 'n vruggie nie. Of jy sit in 'n scenario waar daai plant terugslaan na sy oerplant toe. Nou die ouens wat nou maar te doen het met saad sal dit baie mooi verstaan. Weereens kan jy gaan navorsing doen en bietjie gaan kyk na iets soos 'n wartlemoen. Hoe lyk 'n wartlemoen eintlik? Hoe lyk hy sy oorspronklike jy weet hoe hy oorspronklik gelyk teenoor byvoorbeeld hoe lyk hy nou. So daai ding slaan terug na sy oerplant toe, so dit is nie dieselfde ding wat jy geplant het oorspronklik nie. Hy kom wel op, hy dra wel vrug. Maar nou weer 'n keer in daai asem of in daai scenario is dit nie noodwendig altyd 'n slegte ding nie, maar jy moet verstaan, meeste van daai goed wat terugslaan is nie noodwendig goed vir jou om te eet nie, want ek gaan nou maar die wartlemoen gebruik as die voorbeeld. As jy nou 'n wartlemoen eet, obviously is hy lekker sappig en lekker ensovoorts en wat daarmee gepaard gaan. Ek dink meeste mense weet hoe hy lyk en hoe proe wartlemoen. Maar as hy weer opkom, dan slaan hy terug na sy oerplant toe en dit is 'n bittere, slegte ding wat jy nie kan eet nie. Dit gaan maar terug na iets soos 'n makataan toe, is maar dieselfde konsep.
dit is die realiteit daarvan. Nou, weer 'n keer mense, dit is nie om snaaks te wees of bang te maak of enig so iets nie, maar jy moet verstaan dat jy gaan nie 'n klomp mieliesaad kan koop, 50 kilogram sakke en jy dink jy gaan daai ding plant tot vir die volgende 40 jaar nie. Om weer terug te kom na die vorige stemnota, dis wel wat die ou mense gedoen het, voor die saadmaatskappye die monopolie gevat het. Het die boere dit wel gedoen. Hulle het gegaan, hulle het geplant, hulle daai selfe mielies het hulle 'n deel van hulle oes gevat, daai mieliepitte gestroop en geberg vir die volgende jaar om weer daarvan te plant. Dit is die realiteite waar ek glo ons gaan opeindig. En as ons dit nie verstaan nie, gaan ons opeindig om 'n bietjie van ons gaan ons eie hongersnood veroorsaak, sonder dat ons dit agterkom en sonder dat ons dit eintlik verstaan. So is vir my belangrik dat ons in die konsep van die plante wel begin kyk na die volgende. Nou, ek glo die meeste van julle besef daar sekere saad wat jy wel kan koop, waar ek kan nie vir jou waarborg dat hulle nie geneties gemanipuleer is nie, ek glo hulle is ook maar seker, maar ten minste weet jy, as jy daai saad weer plant, hy is nie steriel nie, hy gaan ook nie terugslaan as hy oorplant toe nie. En dit is heirloom saad. Nou, die naaste Afrikaanse woord wat ek daarvoor kan kry, was moedersaad, en dit bepaal basies dat jy kan daai wartlemoen wat jy nou geplant het, as jy hom klaar geplant het en hy het wartlemoen gemaak, kan jy daai saad weer vat droog en die volgende jaar weer plant en jy kry presies dieselfde hoeveelheid vrugte op hulle proe dieselfde en dit is dan nou iets wat volhoubaar is. Mense, maar nou is dit ook weer nie so maklik nie, want nou as ek vat ons laaste 2 jare hier waar ons bly, het ons nogal gesukkel met die weer, glad nie goeie jare gehad nie, is eintlik maar half droogte jare, baie mense beskou het as 'n groen droogte, om 'n voorbeeld te gee, hierdie jaar wat nou verby is 'n perfekte voorbeeld daarvan. Ons het amper geen reën gekry in ons somer reënvaltyd nie, en in 'n magdom reën, omtrent die hele somerreënval gekry in 'n kwessie van 2 maande, maar hier kom die probleem in. Dit was in Maart en April. So enigiets wat jy geplant het in daai tyd, word nou doodgemaak deur die winter. So, nou moet jy ook pas op, want nou het jy dalk al jou saad in die grond, daai goed kom nie op nie, en nou eindig jy op waar jy geen retensie van saad het nie, want jy het nou alles in die grond gesit, en dit was 'n jaar soos hierdie jaar. So mense, dit is ook iets wat 'n mens moet in ag neem, maar neem maar kennis, ek dink gaan leer bietjie, hoe 'n mens saad verwerk, hoe jy saad weer kan kry om te groei, gaan kyk wat se goed is maar die ergste gemanipuleer, watter goed is dalk bietjie minder gemanipuleer ensovoorts. Vat dit en gebruik dit en neem daai kennis op, laat jy weet wat gaan die beste werk, wat gaan geplant kan word ensovoorts. Soos wat ek al voorheen gesê het, moenie vasbrand by sekere aspekte wat jy either by ek wil nou sê by op YouTube gekyk het en sien dat hierdie nou ook op YouTube is, maar gaan uit en doen jou eie navorsing. Gaan praat met die boere in jou omgewing. Moenie vir hom vra hoe boer hy nou nie. Gaan maak 'n gesprek, laat hy jou vertel wat het sy oupa gedoen. Byvoorbeeld, 'n boer het my al vertel wat baie groot wartlemoenoeste gehad het in die omgewing. Maar wat hy gedoen het, is hy het mielies geplant, en dan het hy nou maar sy wartlemoene geplant, maar hy het hulle snaaks genoeg in 'n miskoek gaan plant, 'n beesmiskoek, tussen die mielies. So met ander woorde, die mielies was nie eintlik die groot ding wat die bedekking of wat die
die doel van die plantery nie. Hulle was eintlik maar net daar om bedekking te gee vir die wartlemoene. So mense, dis daai tipe tegnieke wat ek dink van kardinale belang op die ou ende gaan wees. Nou onthou nou mense, ek dink nie ons gaan kan leef van wartlemoene af nie, maar ek dink dit sal dieselfde geld byvoorbeeld iets soos pampoene. So mense weer, ons sal moet begin kyk en fokus en beplan vir wat gebeur as ons nie al hierdie fancy tegnologiese aspekte het waarmee die boere vandag boer nie. En waarvan ek daarmee of wat ek daarmee bedoel is maar goed soos jy weet ons almal weet waar lê die wat noem mense dit nou die mielie fonds van Suid-Afrika. En dit is so. Maar as jy nou as 'n gewone ouetjie bietjie gaan ry in die Vrystaat, daar by Nampo hulle rond in daai plekke. En jy gaan kyk eintlik hoe lyk die grond. Is dit eintlik vreeslike swak grond, né? Dis 'n sanderige grond. Jy kan mos sien daar's amper niks nutriënte in nie. En dis hoekom die goed so wel geplant word. En hoekom hulle soveel kunsmis kry en hoekom hulle so goed dra. Maar wat gebeur met daai plase die dag as jy nie meer kunsmis kan kry nie? Mense, dit is iets wat ek glo nie baie mense aan dink nie. Ek dink mense verval nog steeds aan die manier van hoe ons nou goed doen, maar ek voel baie sterk dat ons sal moet teruggaan en gaan kyk na die ouer tegnologie. Ons gaan moet teruggaan en kyk hoe het ons oupa grootjies die ding gedoen. En ek dink dis nogal belangrik. Okay julle, lekker dag.